Hallo en welkom by nog 'n weeklikse gebeure. Suid-Afrika is omtrent aan die gons oor die solidariteit banier wat opgesit was. Wat sê ons is die land met die meeste raswette en regulasies in die hele wêreld. Dit is ook opgesit net voor die G20 en op 'n hoofpad waar baie van die oorseese lande verby gaan ry op pad na die G20 toe as hulle hier aankom. Die Johannesburgse ANC geleide munisipaliteit met druk van die Gautengse premier af Panyaza Lesufi het die banier laat verwyder en gesê dis rassisties en dit versprei misinformasie. Die daad bewys nie net dat die ANC self skuldig is aan die skending van vrye spraak in ons land nie, maar ook die verspreider is van misinformasie hulle self. Donald Trump en Amerika het alreeds onttrek vanaf die G20 oor die ANC gekke is en rasbehep is. Ek het al gehoor dat daar omtrent so 145 sulke wette in ons land is, maar kom ons vra vir 'n kunsmatige intelligensieprogram wat die waarheid is. Nou daar sien julle dit self. Ons het 142 raswette wat huidiglik in werking is in Suid-Afrika volgens hierdie kunsmatige intelligensieprogram wat ek geraadpleeg het. So solidariteit se banier is heeltemal feitelik en hulle gaan dit ook nie net sommer so aanvaar nie. Die manier waarvoor hulle betaal het wat verwyder is en beskadig is. Hulle gaan die ANC hof toe sleep en ja, dit mag dalk maande of selfs jare vat voordat daar iets van dit kom. Maar hulle het ook nou ander advertensieborde met dieselfde boodskap opgerig. Hulle gaan seker maak dat die wêreld bewus gemaak word van die feit dat die Rainbow Nation eintlik net uit een kleur uit bestaan en dis swart. 'n Geheime geklassifiseerde projek het aan die lig gekom waar China 500 miljoen rand gaan spandeer om die De Brug militêre basis net buite Bloemfontein op te gradeer. Hulle het ook hulle eie gespesialiseerde personeel gaan hulle gebruik om dit te gaan opgradeer. Kom ons wees eerlik, ons eie gespesialiseerde personeel is landuit of hulle is afgetree of hulle is in die pad gesteek. Watter land ter wêreld laat toe dat 'n ander land jou militêre basis kom opgradeer? Daar is selfs sprake dat hulle ook van die vloot se bote en duikbote gaan kom uitsort. Militêre bates wat ons van Europese lande afgekry het en daardie Europese lande gaan definitief nie wil hê dat die Chinese hulle hand daarop moet kry of selfs daaraan moet werk of observeer nie. Ai, die verval maak 'n mens sommer hartseer, nê? As jy kan dink wat het ons self in hierdie land gebou. Helikopters, vliegtye, tanks, missiele, kanonne, gewere, alles van die wêreld se beste. Ons het self van ons militêre planne aan ander lande verkoop, soos byvoorbeeld die Rooi Valk helikopter. Maar nou ja, nou moet ons vir China kom vra om ons te help om hierdie basisse en dinge weer reg te kry. Kom ons gaan oor na internasionale nuus. Amerika het hulle grootste oorlogskip, die USS Gerald Ford, na die Karibiese See toe gestuur. Hierdie oorlogskip het 5500 soldate of manskappe, 75 vegvliegtuie en dan 5 geleide missielvernietigers op. Donald Trump het gesê hy sal oorlog maak teen die dwelms en hy het Venezuela en die president van Venezuela as van die grootste sondebokke beskryf. Hy het al 19 bote gebom en vernietig en 76 mense is daardeur dood. Nou volgens hom is die bote gebruik om dwelms mee te vervoer, maar daar is nog geen bewyse hiervan ooit gelewer nie. Kenners reg oor die wêreld sê dat dit weer eens Amerika is wat besig is met 'n regime change wil doen, want Venezuela sit met die grootste oliereserwes ter wêreld. Venezuela kry ook help van China en Rusland af wat natuurlik teen die weste is. Israel en Hamas is nog steeds besig om onderlangs met mekaar te beklei, alhoewel hulle mekaar skuld gee dat die ander een die vredesplan verontagsaam. Die vredesplan is op die oppervlak nog steeds in werking, maar die alledaagse geweld teenoor mekaar sê iets anders.
Volgens Scott Ritter sal Oekraïne nie meer vir maande kan aanhou oorlog maak nie. Hulle ammunisie, soldate, lugverdediging teen missiele en bomme is so te sê klaar. Rusland beweeg stadig maar seker vorentoe en raak al hoe sterker, waar die teenoorgestelde waar is vir Oekraïne. Wêreldvrede is nie binnekort op die tafel nie, met konflik wat tussen nasies opspring soos veldbrande. Kom ons wag en kyk wat se gebeure vind plaas in die volgende week. Mooi loop.